'n mens kan deur skrif met skrifte vergelyk in die Bybelprogram Bybelhoeks tot die heel interessantste, mooiste ontdekkings kom. Daar is 'n baie bekende teks in Filippense 4 vers 5. Die Here is naby. In die Griek staan daar o Kyrios egus. En as ek nou met my muispyl daarop gaan staan en ek sê vir hom by die hele vertaling deursoek, Ou en Nuwe Testament, gaan staan op egus en ek beweeg hier af na Psalm 144 vers 18 in die Septuagint, maar eintlik is dit Psalm 145 vers 18 in ons vertaling. Dan kry jy in die Hebreëus ook presies daardie uitdrukking, naby is die Here, karoof Jahweh, in die Grieks egus Kyrios. Die Here is naby. As kyk daar na die Afrikaanse vertaling, die Here is naby en dan naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. En as ons nou weer teruggaan na Filippense toe, ek moet nou net weer hier kyk hoe mens, ja, sal maar so maak. Na Filippense 4 vers 5. Die Here is naby. En dan kry ons in die volgende vers ook die gebed. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dit is presies dieselfde as wat ons in die psalms kry. Die Here is naby die wat hom aanroep. Die Here is naby en dan gaan ons weer daarna naby. Die Here is naby en in een van die psalms wil ek julle dan ook wys. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. Die naby van die Here beteken hy verlos. Dit het 'n verlossende, ingrypende betekenis. Die Here is verlossend, reddend by sy kerk teenwoordig. U, o Here, is naby en al u gebooie is waarheid, staan daar in Psalm 118. In Psalm 84, gewis sy heil is naby. Sy heil is naby die wat hom vrees, sodat heerlikheid in ons land kan woon.